Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige Dinsdagoggend. Ja, by ons is dit verskriklik mistig, sodat ek nie eers die pad kan sien uit my studeerkamer uit nie. So as jy enigstens op die pad is vanoggend, asseblief wees baie versigtig in ons wêreld. Ek raai maar dat Eskort en Mooirivier net sulke digters het. Julle kan my dalk laat weet van daar af. Maar vriende, ons is vanoggend by Johannes 6 vers 30. Ja, wat vir my altyd nog eintlik 'n hartseer vers in hierdie Johannes Evangelie is. Kom ons lees dit. Jy onthou nou die vorige goed van hoofstuk 6 en hier gaan die konteks baie belangrik wees. So as jy dalk nie die vorige oordenkings uit hoofstuk 6 geluister het nie, gaan doen dit ook. Maar vers 30 sê hulle sê toe vir hom: "Watter teken sal u doen, sodat ons kan sien en u glo?" Wat gaan u doen? Wat gaan u doen? Jo, vriende, dit wys vir my die hart van ongeloof. Nou vers 30 kom direk na die 5000 wat Jesus gevoed het. En nou dis nie die mans wat hulle getel het. Hy het vir 5000 kos gegee, hy het hierdie 5 broodjies en 2 visse. Dit was een van die grootste tekens in die evangelies en tog vra die skare nog 'n teken. Jy weet, dit wys ongeloof. Dit is nie 'n tekort aan bewyse nie, maar 'n hart wat nie wil sien nie. Baie mense wag vir een groot teken voordat hulle wil glo. Maar dit is dikwels 'n verskoning om nie die Here te vertrou nie. Weet jy verder, uit Johannes Evangelie is hierdie vir my baie duidelik dat dit 'n verkeerde soeke is. Die skare volg Jesus omdat hy hulle kos gegee het. Hulle is meer geïnteresseerd in die gawes as die gewer. Wanneer mense net vir God soek vir seëninge, sal hulle altyd weer 'n nuwe teken wil hê. Maar wanneer ons die Here self soek, dan word sy woord vir ons genoeg. Die ander belangrike ding wat ons moet sien, en ons gaan dit môre verder lees, dit word so duidelik in die hele Johannes, Jesus is die teken. Hulle vra hom, watter teken sal hy doen? Maar hy self is die teken. So in die res van die hoofstuk wys Jesus dat die grootste teken nie brood of wonders is nie. Hy self is die brood van die lewe. Dit is my merkwaardig. Dit is my regtig skokkend. Die skare vra 'n teken en die teken staan voor hulle. Die wonder is nie brood nie, maar die een wil dit breek. Die mense vra vir Jesus, watter teken sal u doen sodat ons kan sien en glo? Wat gaan u doen? Maar die grootste teken van God se liefde en teenwoordigheid staan reeds voor hulle. En so ook vandag. Ons wag soms vir bevestiging, vir wonderwerke, vir iets besonders, terwyl Jesus self, sy woord, sy teenwoordigheid deur die Gees genoeg is. Die uitnodiging van Johannes 6 is eenvoudig. Moenie wag vir 'n teken nie. Kyk na Christus. Vertrou hom. Volg hom. In hom het ons alles. So geliefdes, dalk moet ek en jy ook gaan dink oor 'n paar vrae. Hoekom vra die skare nog 'n teken, terwyl hulle pas 'n wonder beleef het?
Ander ding is dalk 'n tweede vraag. So, waar sien ons vandag nog die neiging om vir 'n teken te wag voordat ons gehoorsaam is aan God? En in jou eie lewe, wat beteken dit vir jou persoonlik, dat Jesus self die brood van die lewe is? Dalk nog 'n vraag wat ek sal wil bysit, is die gewer, is Jesus vir jou genoeg? Of aanbid jy hom net oor dat jy wonderwerke soek, of omdat jy die seëninge van hom wil hê? Of is hy self vir jou genoeg? Dankie. Geliefdes, kom ons bid saam. Here Jesus, baie keer vra ons vir tekens, vir antwoorde, vir sekerheid. Help ons om nie te kyk na wonders nie, maar na U self, die brood van die lewe. Gee dat ons U sal vertrou op grond van U woord en U karakter. Voed ons geloof, versterk ons getroue en bring ons nader aan U. Amen. Geliefdes, baie dankie. Mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.